Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vanoggend in die erediens. Ek deel net met u vinnig wat een van my klasmaats op ons jong is nou 'n relatiewe term, jong dominee groep van die Wes-Kaapse Synode geplaas het. Baie ernstig sê sy vanoggend, Koenet, kan jy asseblief op julle dominee groepies plaas, dat die dominees wat vandag preek net onthou, dis Comrades, en Gerda gaan weer wen. So hulle moet asseblief 5 minute onder 'n uur preek, dat ons by die huis kan wees en sien hoe sy wen. Dis alles in die naam van Suid-Afrika. So, dit is nou waarmee ek vanoggend wakker geword het, en mag ons probeer om daai wens te verwaar. Gemeente, hoe lekker koud is dit nie, maar mag ons ervaar hoe die Heilige Gees vandag op hierdie spesiale feesdag ons harte kom vul met sy taal van liefde. Liefde, deernis en omgee, hoe ons dan ook die goeie boodskap van hoop so kan uitdra en uitleef. Ons het net 'n paar afkondigings vanoggend. U het dit in die hartklop gekry, maar ek lig net so 3 van hulle uit. Baie opwindend. Eerstens is ons fliek aand, en hierdie persoon, ek weet nou nie te veel van haar nie, maar baie mense in ons personeel en ook in die gemeente is opgewonde oor haar en oor haar skryfstukke. Sy skryf baie gewilde Christelike romane, is dit wat mens sê. Sy is 'n skryfster, en een van haar boeke is dan nou omskryf in 'n film, wat ons dan nou die toestemming by haar gekry het om te kom wys hier in ons sentrum, en dit is laat ek net seker maak, die 20ste Junie. So dis nie eerskomende Vrydag aand nie, dis die Vrydag aand daarna. Dit is 6:00 hierso, en dit is R70 per persoon, wat insluit heerlike sop en brood, of dan nou curry en rys. So asseblief, as julle belangstel om te kom, daar's kaartjies beskikbaar by die kerkkantoor, en hier staan daar ook asseblief slegs kaartbetalings. So as julle belangstel, asseblief kontak vir ons by die kerkkantoor en kom kry vir julle 'n kaartjie. Gemeente, u weet dat ons gemeente so inklusief as moontlik wil maak, en dan nou ook vir die mense met gehoortoestelle. Die audioloog Olivia Kotse het aangebied om eerskomende Vrydag die gehoortoestelle van die mense in ons gemeente in te stel. So as jou gehoorstuk nog nie ingestel is nie, dan is jy meer as welkom om die T-funksie saam met die res van ons wat dit moet instel te kom laat doen. So as u belangstel en indien u graag wil gebruik maak van hierdie wonderlike geleentheid, kontak asseblief vir Margaret, dat ons kan kyk hoeveel mense dit is. As daar genoeg mense is, dat ons soms saam dalk ook van die kerk se kant af met die bussie kan gaan, en dan so almal wat dit wil laat instel, kan laat instel. Dit is nou eerskomende Vrydag, so kontak asseblief vir Margaret. Gemeente, u weet, ons gaan die 25ste Junie, gaan ons hier op in die Karoo in, om te gaan omgee pakkies uitdeel aan die mense wat self skouer kry as wat ons vandag kry. Mense, ouer mense, buite huise, in 3 verskillende Karoo dorpies, wat nie noodwendig baie besoekers ontvang nie, en wat maar baie voel asof hulle vergete is. Ek het net een stalkie wat ek vinnig wil vertel, een Godstorie. Ons het aan die begin van die jaar gegaan, en u kan onthou, ons het aan die begin van die jaar al vir u vertel van hierdie uitreik, ons gemeente uitreik, wat ons dan nou in die Karoo ingaan as Onderrivier gemeente, om so te gaan omgee. En toe het een van ons lidmate kontak gemaak met PEP se hoofkantoor, of die groot verspreidingstak van PEP, en die mense in Victoria Wes se PEP gekontak,
en sy het toe vir hulle gevra en ek is onder die indruk dat sy self die betaling gemaak het, dat hulle toe baie van die behoeftes van die kliniek in Victoria Wes gaan vasstel het, en sy het al klaar die eerste aflewering laat maak deur Pep. Dis vir my so koslik. Toe ek hierdie ou ontmoet het, toe sê hy vir my, hy Suster Bruce. Nou ek neem aan dit is hoe hulle na hulle self verwys. Maar ja, dit is Suster Bruce. Hy is 'n man, maar hy's 'n suster. Hy is die ou wat voorvat by die kliniek in Victoria Wes, en hy het vir my, wanneer het hy my gebel? Dinsdag aand. So dankbaar en opgewonde oor nie die doeke en die pakkies wat hulle gekry het, wat hulle nou al reeds uitgegee het aan al die nuwe mammas wat nou in die kliniek is. So dit's 'n bietjie van 'n voorsmaakie vir ons wat nou opgaan Victoria Wes toe. Hulle is vir ons gemeente so dankbaar vir die ondersteuning, en net om te weet dat daar iemand is buite in Victoria Wes wat aan hulle dink. So gemeente, ons het nog so 2-3 weke. U is welkom om enigiets te bring. As u dalk wil hoor wat ons besig is om in te samel, is u meer as welkom vir my te kontak. U hoef ook nie 'n hele pakkie saam te stel nie. Al is daar net iets wat kan gebruik word vir sulke mense wat koud kry, mense wat alleen voel, is u meer as welkom om kantoor toe te bring. Ook dieselfde met die pakkies vir die nuwe mammas. Ons gaan dit neem na die suster toe en na die kliniek toe in Victoria Wes, en hulle gaan dit self opstel. So u kan enigiets bring wat u dalk weet sal help vir 'n nuwe mamma, 'n jong mamma en haar babietjie wat pasgebore is in die Karoo. Gemeente, ons het ook 'n uitnodiging vir eerskomende Dinsdagoggend 9uur in die kapel vir 'n bietjie van nabetragting, idees, deel, vra wat u dalk het oor dit wat ons nou gehoor het met Pinkster. Miskien het dit vir u opgewonde gemaak oor sekere dinge wat ons lees in die Bybel waaraan u nog glad nie aan gedink het nie, en miskien wil u dalk meer weet, of miskien het u 'n paar dinge wat u wil uitlig, wat u aan gedink het as gevolg van die Pinksterreek, is u meer as welkom om Dinsdagoggend 9uur in die kapel by ons daarvoor aan te sluit. Ek steek vanoggend vir ons die Christuskers aan, en ons dink dan spesifiek met die moment dat soos met die fees 'n hele paar jaar gelede met 'n vlammetjie op die gelowiges in die bo vertrek, die Heilige Gees ons kom ontmoet het, so ook weer vandag. Daarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, soos dat ons daar sit, gaan ons luister na Lucinda wat vir ons voorgaan, bietjie klavier speel. Kom ons raak rustig, kom ons gebruik die geleentheid om Here te dien met ons dankoffers en dan net te fokus op dit waarvoor ons vandag hier is, so aan die einde van Pinkster. Ek wil vra dat ons rooi trein maatjies, die van julle wat hier is op die koue Sondagoggend, na vore kom terwyl ons een lied sittend saam sing. Ons sing die lied, die woord van God is ewig. Kom ons sit net so en sing die woord saam. Ewig, ja, die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God.
woord van God is ewig, die woord van God is nie te ver, die woord van God is naby my, in my mond en in my hart. Ja, die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God, sal dit nie waar. As ek dit hou vas ek staan, as ek leef waar ek gaan, praat ek daaroor want ek weet, dan sal ek dit nooit vergeet. Die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God, sal in my hart bewaar. In jou huis en op die deur, dat jy dit jou kop kan leer. Die woord van God is ewig, die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God, in my hart bewaar. O, lees die my mond belei dit nog 'n keer, my hande doen net weer. Die woord van God is ewig, ja die woord van God is waar, die Bybel is die woord van God, sal dit in my hart bewaar. Goeiemôre maatjies. Ek wil vra dat julle hierso kom sit, want ek wil hê julle moet die skerm kan sien. Come sit over here so that you can see the screen. Okay, julle moet so sit sodat julle die skerm kan sien. Wie van julle, wie was dit moeilik om op te staan want dit so koud en dit reën? Nee, maar weet julle wat? Daar is 'n groot surprise vir een van julle maatjies vanoggend hierso, as julle vir my 'n paar antwoorde kan gee. Wie van julle weet wat 'n spesiale dag dit vandag is? Ja, ek het geweet jy gaan weet. Pinkster. Dis Pinksterfees. En wat het gebeur op hierdie spesiale dag? What happened on the day of Pentecost? Ja. Die kerk se verjaarsdag. Okay, die kerk se verjaarsdag. Dis baie mooi en baie slim. Ja, dit is die kerk se verjaarsdag, nee. Want iemand het iets spesiaals gedoen op hierdie dag wat dit dan nou gemaak het dat dit eintlik die begin van die kerk was. Wie het iets gedoen op hierdie spesiale dag? Weet julle? Jesus. Okay, ja, verseker. Weet jy nog? Daar het een oom iets gedoen. Hy was een van liewe Jesus se disippels. Weet julle? Petrus. Kom ons gee vir 'n hande klap. Baie mooi. Petrus het gepraat, nee. En hy het gestaan voor 'n hele groep mense en hy het vir hulle vertel van liewe Jesus se groot dade. En hy het vir hulle vertel dat Jesus gekom het en gekruisig is sodat hulle vergewe kan word. En hy het baie energie en moed in hom gehad, want iets het binne in sy hartjie gebeur daardie dag wat vir hom moed gegee het. Wat het gebeur daardie dag? Die Heilige Gees het gekom. Die Heilige Gees het gekom. Ja, en verlede Sondag het ons geleer dat dit amper al soos 'n inspuiting was. 'n Inspuiting wat vir hom en al die ander mense van die Jesus nuwe moed gegee het. En dit het eintlik vir hulle laat toelaat om tale te praat van ander mense wat gekom het na daardie plek toe, na Jerusalem toe, sodat hulle kan verstaan. So daai mense het sommer ander vreemde tale gepraat wat hulle nie eers ken nie. Miskien hulle het 'n taal gepraat, Hebreëus, maar toe het hulle ander tale begin praat. Ek dink nie noodwendig dalk Afrikaans nie, maar ander tale, sodat almal kan verstaan en kan hoor wat die storie van Jesus is. Ek gaan vir julle ook 'n videoetjie wys, wat ek verlede week gewys het. Dit gaan oor dit wat ons nou net gesê het, maar dit is 'n baie mooi uitbeelding deur Legos. Wie van julle hou van Legos? OK, kom ons draai so. Kom ons kyk na die video. Kom ons kyk
wat gebeur het op Pinksterdag. Ek gaan sommer hierdie preekstoel wegvat. In the days after Jesus was raised from the dead, he spoke of God's kingdom and how it would spread. And one day, when Jesus had gathered his friends, he told them to wait for a gift God would send. That they not know the details, the date or the hour, but God's Spirit was coming to give them great power. And with it they'd tell all they'd seen and they'd heard in their city and right to the ends of the earth. Then as soon as he'd finished, in front of their eyes, Jesus was taken and lifted up high. They watched as he went, till some brightly dressed men told them Jesus had gone, but he'd come back again. He'd ascended to heaven. That much they knew. But without him, their task felt much harder to do. They went to a room where they stayed and they prayed until something remarkable happened one day, when suddenly came a spectacular sound, like a rushing great wind, but incredibly loud. It filled the whole house and left people perplexed, which only grew greater with what happened next. Bright flames, just like fire, had started to flare, and they spread out and settled on each person there. The Spirit had come, just like Jesus had said, with a power that meant the good news could now spread. Because each of them there, from the strong to the weak, were filled with the Spirit and started to speak. And out in the city, there'd gathered a crowd who wanted to know what on earth was so loud. And these people from every nation and land were astonished to see what was really at hand. See, what left them in shock was what each of them heard. People speaking their languages, saying their words. Good news about God in a language they knew. If God's Spirit did this, then what else could he do? But some who were watching just mocked them instead. It's because they've all had too much wine, people said. So Peter stood up, and he started to show what the prophets had spoken a long time ago, about how God had said that his Spirit would come, and that dying would not be the end of his Son. Peter spoke about Jesus, and many were moved. They knew they'd done wrong and asked, what should we do? So he told them how God forgives all who believe, and how God's Holy Spirit was theirs to receive. 3,000 people believed on that day. And the church kept on growing in love and in praise. All of this happened like Jesus had said. His Spirit had come so his kingdom could spread. And he's with us today, giving power to the church, good news about God to the ends of the earth. Hey there, our goal is to make the whole Bible in Lego Kom maar Star Wars. afsit. We're a Val charity. hierdie kateder om. Ek gaan vir jou 'n mag jy chocolate eet? Vir net jou mooi antwoorde. Kom ons gee vir haar 'n hande klap aan Petrus en die verjaarsdag. Jy kan met jou maatjies ook deel as jy wil. Maatjies, kom ons bid op Pinksteroggend, Pinksterfees en sê vir die Jesus, dankie vir sy gees. Kom ons maak ons oogies toe. Jesus, baie dankie dat toe u opgevaar het na die hemel toe, u nie vir ons alleen gelos het nie, maar dat u selfs nader gekom het deur die Gees, sodat u nie meer Jesus by ons is nie, maar nou Jesus in ons is deur u Heilige Gees. En dat u vir ons deur die Gees help om te doen wat u hartjie bly maak. Help ons om altyd te onthou dat u by ons en in ons is. Amen. Dankie maatjies, julle kan maar na julle klasie toe gaan.
Prys die Here alle nasies. Loof hom alle volke. Want sy liefde vir ons is sterk. Aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Gemeente, kom ons staan vir 2 liedere waar ons sitplekke gaan inneem vir ons laaste lied in die erediens. Kom ons staan. Verhoor die offer
Kom ons bid saam. Here, dit is ons gebed vanoggend so op Pinksterfees, dat U sal kom, o Skeppergees. Dat U sal kom in al die volheid, al die krag, en dat U vir ons sal leer, sal troos, sal bemagtig en sal mobiliseer, Here, om U boodskap van hoop uit te dra. U boodskap van hoop te gaan leef. Ons vra dat U dan nou weer vanoggend vir ons die woord sal oopbreek in ons harte. Dat U ons sal inspireer en Here transformeer as U ligdraers. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sien onlangs was daar 'n vlug van Pennsylvania na North Carolina, so 'n artikel wat ek gelees het, waar daar 'n man in gesprek was met die passasier langs in hom, en waar hy voorgegee het dat hy 'n geheime lughawe polisieman was. En deur die gesprek kan mens agterkom dat dit nie die eerste keer was dat hy so iets voorgegee het nie. Die passasier langs aan hom was baie nuuskierig en hy het baie belang gestel en wou baie hoor wat hierdie ou te sê het. Meer leer oor hierdie geheime polisieman. Wat hy doen en ja, waarmee hy homself besig hou. Na die vliegtuig geland het en hierdie beampte na die plek gegaan het waar hy sy bagasie moes gaan kry, was hy verbaas en eintlik maar geskok toe hy in hegtenis geneem was. Wie het hom in hegtenis geneem? Die passasier wat langs aan hom gesit het. Wat toe al die tyd regtig 'n geheime lughawe polisieman was. Hierdie voorgeer, wat eintlik 'n werknemer by 'n plaaslike posverspreidingsmaatskappy was in hegtenis geneem omdat hy voorgegee het dat hy 'n wetstoepassingsbeampte was. My vriende, dit is seker maar as gevolg van hierdie hoogmoed in baie van ons harte. En dit is seker maar wat hoogmoed aan 'n mens dan nou uiteindelik doen. Ons wil altyd 'n klein treetjie voor wees. Ons wil altyd, al hoef mense nie daaroor te praat nie, en al sien mense net in die persoon met wie jy in gesprek is se oë, dat jy die belangrike een in die gesprek is. Dat jy die een is na wie almal moet luister. Die een is aan wie almal moet aandag gee. Nou gemeente, ons sien dit dan nou ook in ons teksgedeeltes wat ons lees oor die mens, oor die mens se hart en wat met hom aangaan. Dis die vloek van die menslike hoogmoed. Vanoggend vier ons Pinksterfees in die hand van dit wat ons in die lughawe gesien of gehoor het, die artikel wat ek nou gelees het oor North Carolina, en waaraan dit ons herinner, die sterk realiteit van menslike hoogmoed, en om die grootheid van dit wat op Pinksterdag gebeur het te beklemtoon, begin ek graag deur aandag te gee aan dit wat 'n hele paar jaar voor Pinksterdag gebeur het. Ons gaan begin deur die bladsy, die boek 'n paar bladsye vorentoe te draai as dit wat daar in die bokkamer in Jerusalem gebeur het. Ons draai die horlosie terug, al die pad na die toring van Babel,
En net soos in die geval met die voorgeër hier in Pennsylvania, en om daar vas te stel wat gebeur het, was hierdie storie wat in Babel gebeur, ook gedryf grootliks deur dwaasheid. Dwaasheid wat gewortel was in menslike hoogmoed. Nou deur te kyk na wanneer hierdie gebeurtenis in die geskiedenis afgespeel het, kan ons maklik die som maak dat daar nog nie so baie mense op aarde was soos wat daar vandag uit die aard van die saak is nie. Die wêreld se populasie was toe nog baie laag gewees. En ook as ons kyk na die storie van Babel, sal ons sien dat hulle iets baie revolusionêrs uitgevind het. Of was 'n nuwe uitvindsel as gevolg van die menslike vernuf, en dit was die baksteen. Deur bakstene in plaas van gewone klippe te gebruik, kon hulle 'n baie groter struktuur oprig. En soos die storie lui, het hierdie groep mense 'n groot vlakte gevind en besluit om daar 'n toring te bou. Hierdie vlakte se naam was Sinar. Hulle het gedink dat hierdie wonderlike uitvindsel hulle sou help om die hemele te bereik, om die hemelkoepel, soos wat hulle in daardie tyd daarna verwys het, vir hulle self te sien, en dalk miskien 'n bietjie verder selfs, as net die koepel. Ek meen, hulle het dan nou immers hierdie fantastiese uitvindsel, die baksteen, wat hulle kon gebruik het om te bou. Miskien kon hulle dan nou eens en vir altyd bewys dat daar nie 'n God is wat van bo af hulle dophou nie. Dat hierdie storie van hulle wat moet uitgaan na die wêreld toe en die wêreld gaan bewoon, die aarde te gaan bewoon, dat dit sommer nonsens is. Dat hulle kon bly net daar waar hulle is. Ek lees graag vir ons hierdie verhaal in Genesis. Dit is nou nie ons teksgedeelte vir vanoggend nie, so u kan maar net luister. Kom ons lees net weer die verhaal van die toring van Babel. Ons lees dit in Genesis 11. Ek lees vir ons vanaf vers 1 tot 9. Die hele wêreld het net een taal gepraat, vers 1. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klippe gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Maar onthou, soos 'n bietjie terugblaai, dit was die opdrag van die Here. Dat die mens die aarde moet bewoon. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense in hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Gemeente, ons lees net tot sover. Nou ironies lees ons in vers 5, die Here het afgekom.
Hy het afgekom om te kyk na die stad en die toring waar die mense besig was om te bou. So julle, wat ons kan aflei is dat hierdie toring nie naastenby so indrukwekkend was soos wat hulle gedink het nie. Ons lees dat die Here moes afkom om daarna te kyk. Die hele doel van die toring was dat hulle saam as eenheid hierdie fantastiese doel kan bereik deur hulle oulikheid, deur hulle eie vermoëns, hulle menslike vernuf, dat hulle daardeur 'n punt kon bewys. Hulle was, soos die man op die vliegtuig, eintlik maar heeltemal uit hulle diepte uit. En hulle het voorgegee dat hulle die menslik onmoontlike kan doen. Die inkoop van almal rondom hulle was noodsaaklik. En toe die mense begin inkoop, toe het hulle untouchable begin voel. Ek kan myself net voorstel dat baie van die egos tussen die mense vinniger begin groei het as die toring self. Maar, soos u self kan voorstel, was dit glad nie deel van hulle plan om verstrooi te word nie. Almal moes daar wees. Niemand kon lei wegsteek nie. Vir hierdie oulike plan om te kon werk, moes almal hulle kant bring. En soos ons lees, het God toe hulle hele plan op sy kop gegooi, deur hulle oor die hele wêreld te verstrooi. Hy het hulle letterlik deur mekaar gemaak, deur vir hulle verskillende tale te gee, sodat hulle glad nie meer mekaar kon verstaan nie. Hulle wou afhanklik of onafhanklik wees van God. Dalk selfs bewys dat hy nie bestaan nie. Maar toe daag God op in die middel van hulle boupartytjie en hy gooi hulle hele appelkar om. Iets wat bedoel was om mense bymekaar te bring, te danke aan die menslike vernuf, het nie net misluk nie, maar dit het ook opgeëindig in die skeiding en vervreemding van mense. Vervreemding van God, sien ons hierso, veroorsaak dan nou ook vervreemding van mekaar. Daarom ook, dat daar die hele area toe Babel genoem was, of in Hebreëus Balal, wat beteken om deur mekaar te maak, maar uiteindelik ook Babylon, as Babylon bekend geword het. 'n plek wat deur die verloop van die Bybel bekend was daarvoor, dat dit maar baie chaoties daar was. Laat hierdie verhaal nie vir u dalk ook dink aan Yuri Gagarin nie. Dis 'n verskriklike moeilike naam. Die Sowjet ruimtevaarder. Hy was in 1961 die eerste ou wat 'n volle omwenteling om die aarde voltooi het, en volgens internasionale media, terwyl hy daar in die buiteruim was, het hy die volgende stelling gemaak. Hy het gesê, I don't see any God up here. Na al die jare wil dit voorkom dat ons nog steeds dink dat ons op een of ander manier deur die gebruik van tegnologie en menslike vooruitgang, menslike uitvindsels, iets gaan ontdek wat vir ons in staat gaan stel om as mense die hemel te bereik. En om dan vir onsself as mense te kan vasstel of ons vir God nou regtig kan sien of nie, of God dan nou regtig bestaan of nie. Dit is eintlik verstommend. Ek Google toe ook 'n bietjie
om te kyk wat 'n paar bekendes deur die geskiedenis gesê het oor dit wat by Babel gebeur het, nie noodwendig teoloë nie, maar bekende mense. En een ding wat vir my uitgestaan het, wat my eintlik later aan 'n bietjie laat lag het, is 'n ou wat gesê het dat die hele storie en beweging rondom dit in Babel, dat dit 'n bedreiging was vir God. Dat God bedreig gevoel het deur die mens. En dat dit die rede was waarom hy gedoen het wat hy gedoen het. Nou vriende, miskien as mens hierdie gebeurtenis in Babel vir die eerste keer lees sonder konteks, sonder om aan Genesis 1 tot Genesis 11 aandag te gee, om te dink aan die karakter van God en wie die mens is, dan kan mens dit nogals insien. Dan kan mens selfs miskien dink dat God bedreig gevoel het. Maar as mens dan Genesis gaan lees, hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, en as ons net weer besef wie die God is, van wie ons hierso praat, dan sal ons vir onsself besef, wow, so 'n stelling is maar eintlik belaglik. Hierdie mense, hulle was nie 'n bedreiging vir God nie. Hulle was eintlik maar besig om 'n groter en groter bedreiging vir hulle self te word. Onthou, hierdie bouprojek in Babel, dit het nie lank na die vloed plaasgevind nie. En ons sien hierso dat die resep van dit wat voor die vloed in die mense se harte geseëvier het, dat dit nog steeds teenwoordig was. Dat dit nog steeds na vore kom. Arrogansie, wat nie net lei na dwaasheid nie, maar eintlik ook boosheid. En boosheid, wat dan lei na die verwoesting van dit wie ons as mense is. Die mens is 'n bedreiging vir homself. Maar omdat God omgee, omdat hy ten spyte van die menslike rebellie en ten spyte van hierdie optrede steeds omgee, tree hy in. Tree hy op. En vriende, as dit gebeur, dan moet ons onsself 'n guns doen en luister. Dan moet ons onsself 'n guns doen en aandag gee. Die neiging vandag is dat ons net eenvoudig in die boksie moet pas wat deur die samelewing vasgestel is, wat deur die samelewing geskep is, en dat ons op die voorpunt van tegnologiese ontwikkeling moet rondtrippel soos resiesperde. Ons moet daar wees. Dit het selfs nou so erg geraak dat tegnologiese toestelle so geprogrammeer word dat dit net met die mees onlangse sagte ware kan verenig. Kan net met dit saamwerk. Om oudmodies te wees is nie meer om te verwys na 'n vorige generasie nie. Nee, oudmodies is nou om te verwys na verlede jaar. Ek weet nie van u nie, maar dit raak eintlik uitputtend. Is amper onmoontlik om by te hou. Nou julle, dieselfde met taal. Dieselfde met taal en hoe taal ontwikkel. Ek weet nie van wie van julle daai reeks nou op DStv kyk oor Afrikaans nie. En waar dit vandaan kom en hoe dit ontwikkel het, is regtig 'n baie goeie reeks. Maar daar sien ek hoe vinnig taal ontwikkel. Ek weet nie wanneer laas u met 'n tiener gepraat het nie. Hulle het 'n hele nuwe taal waarmee hulle kommunikeer.
Woorde soos slay, sas, mid, Karen, flex, cringe, no cap, delulu, aura, sigma, riz. Dis maar net 'n paar woorde wat vir hulle 'n hele nuwe wêreld van kommunikasie oopsluit. Ek moes dit gaan studeer. Want toe hulle dit by die jeug begin sê het, het ek nie 'n cooking clue gehad waaroor hulle praat nie. Een woorde wat 'n hele betekenis agter dit het. Wat die hele wêreld oopbreek. Ook al hierdie konstante vernuwing is veronderstel om mense vinniger bymekaar te bring. Is veronderstel om mense nader aan mekaar te bring. Maar vriende, niks van dit help wanneer jy glad nie 'n persoon verstaan met wie jy wil kommunikeer nie. Woorde dra waarde. En as mens dan emosie, kultuur, konteks en waardes daarby sit, soveel meer so. Die trending bou van die toring was veronderstel om mense op grond van hulle eie oulikheid en hulle vernuwingsvernuf te verenig. Maar taal het die realiteit van die menslike broosheid vir hulle kom oopbreek. Genadiglik, vriende, genadiglik met het Pinksterdag die proses van herstel hiervoor begin. Nou as jy vir ons oom Piet daai teks kan opsit. Ons teks vir vanoggend, vriende, Handelinge 2, en ons lees dit met hierdie hele bou van die toring in Babel, wat 'n hele paar jaar voor dit gebeur het, maar wat lank daarna nog gevolge gehad het, tot en met Handelinge in gedagte. Ons lees Handelinge 2, vanaf vers 1 tot 11. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteensirs en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Ons lees nie tot sover. Gemeente, waar die toring van Babel se volksvreemde tale mense verstrooi het oor hele aarde, skeiding gebring het die verskillende tale onder die leiding van die Heilige Gees die herstelproses begin. Mense begin verenig omdat hulle in hulle eie taal die boodskap van hoop ontvang het. In Babel het God deur taal mense uitgedryf om
die boosheid wat besig was om hulle harte te groei te bekamp. Met Pinksterdag het God met taal mense bymekaar gebring sodat hulle kan hoor en verstaan dat daar by Jesus en slegs by Jesus geregtigheid, genade, versoening en 'n toekoms is. Die toring was 'n simbool van rebellie teen God. Pinksterdag word onthou as die dag waar die Heilige Gees weer eenheid tussen mense bewerkstellig het met die doel om God te verheerlik. Die God daarbo het nou die God in my geword. Die mense by die toring wou hulle eie name in die geskiedenisboeke van die mensdom skryf, maar by Pinkster was die enigste fokus God, om sy naam te verheerlik. Die Gees van God het as dit ware met Pinksterdag die pogings van Babel omgekeer en getransformeer ten bate van die koninkryk. Dit was die Heilige Gees, nie mense nie, maar die Gees wat daardie dag eenheid bewerkstellig het, deur mense van elke ras, nasionaliteit en taal bymekaar te bring as familie van God. Dit was die Gees wat daardie dag die chaos en wanorde van Babel beëindig het en in dit wat verlore was, weer lewegewende suurstof geblaas het. Asem, ruach. Die boodskap van Babel, ons is gode. Die boodskap van Pinkster, ons is God se sin. En so leer ons met Pinkster dat God glad nie ver is nie. Dat hy glad nie afgesonder van ons is nie en dat ons nie 'n toring hoef te bou om by hom uit te kom nie. Hy is hier tussen ons en deur sy Gees binne in ons. So is God teen tegnologie en intellektuele vordering? Nee, ek dink glad nie so nie. Die probleem is nie vooruitgang nie. Die probleem is menslike hoogmoed. Of sal ek dan nou sê, trotse selfsug. 'n instelling wat ons verblind om vir God raak te sien. Oom Giel som hierdie waarheid so mooi op met een van sy gunsteling uitdrukkings. Babel roep uit, God is nowhere. Pinkster roep dieselfde letters uit, maar sit die spasie iewers anderste. Pinkster roep nie meer uit, God is nowhere nie. Pinkster sê vir ons, God is now here. Ek sluit graag af met een van die mees dramatiese voorbeelde hiervan. En dit is die lewe van William J. Murray. Murray is die seun van die oorlede Madeleine Murray O'Hare. Miskien sal van julle van haar verhaal onthou. Sy was die bekende ateïs wat in die VSA daarvoor verantwoordelik was om gebed en Bybellees uit publieke skole uit te verwyder. In sy boek My Life Without God vertel hy van die huis waarin hy groot geword het. 'n Huis waar daar konstant woede en geweld was. Sy ma kon nie 'n werk gehou het nie as gevolg van haar woede-uitbarstings. Sy het nooit met een van die mans getrou met wie sy kinders gehad het nie. En hulle het almal saam met haar broer in hulle ouers se huis, 'n klein huisie in Baltimore gaan bly. Marie se ouma het tarotkaarte gelees. Sy oupa was betrokke met onwettige dinge en sy oom
het hoop pornografie in sy kamer aangehou. William is van kleins af deur sy bekende ma geleer dat daar nie 'n God is nie. En daarom dat daar nie regtig iets bestaan soos reg en verkeerd nie. Sy het hom geleer dat kos, drank en seks die belangrikste dinge in die lewe is. En hy het haar raad gevolg en homself aan al hierdie dinge oorgegee. Maar in 1980 het hy hulp begin soek vir sy drankprobleem. Kort voor lank het hy by 'n plaaslike 12 stappe program aangesluit. En dit was daar waar hy vir die eerste keer gehoor het van 'n liefdevolle God. Hy het egter steeds nie die naam van hierdie God geken nie. Hy het toe 'n skryfstuk gelees van die verhaal van Lukas in die Nuwe Testament. Van Lukas se verhouding met God en hoe hy God se liefde ervaar het. Dit is iets wat sy hart begin roer het. 'n hinkering na dieselfde tipe ervaring wat hierdie Lukas ou gehad het. Maar hy het glad nie geweet hoe om in aanraking met hierdie God te kom nie. Toe, op die aand van 25 Januarie 1980, terwyl hy in sy woonstel in San Francisco slaap, ervaar hy hoe die Heilige Gees hom lei na die Bybel. Dat dit die plek sal wees waar hy sy antwoorde sal kry. En dit was uit die aard van die saak een plek waar hy nie gaan soek het nie. Die boek wat sy ma uit die aard van die saak uit die skole verwyder het met haar hofsaak in 1963. Maar hy sê, die eintlike rede waarom sy ma die saak begin het, was haar diep haat teenoor Christene. Hy vertel hoe haar haat vir Christendom so groot was, dat dit haar hele lewe oorgeneem het, en dat dit haar nie in staat gestel het om ander mense, selfs vir hom, as enigiets anders as vyande en blinde volgelinge te sien nie. Maar hy het toe sy lewe vir die Here gegee, en hy het nooit teruggekyk nie. Sy ma het hom toe beskryf as 'n verraaier en alle kontak met hom verbreek. Maar hy het toe ervaar hoe God se liefde die groot leemte in sy lewe kom vul. En hy het vir 'n baie lang tyd oor die wêreld gereis om te vertel van God en sy verhaal te deel. Hy is nou die voorsitter van die Religious Freedom Coalition in Washington DC. Vriende, Pinkster het die Babel in sy lewe omgekeer. Gemeente, dit is die doel van Pinkster. Die geskenk van die Heilige Gees wat ons leer hoe om God lief te hê en om vir hom te leef. Dit is hy wat vir ons 'n nuwe doel gee. Dit is hy wat die chaos en die deurmekaarheid in ons lewens kom vervang met 'n verstaan en 'n vrede. En dit is hy wat nuwe liefde in ons harte wakker maak vir God en vir ander mense. Dit, geliefdes, dit is die gawe van Pinkster. Kom ons bid saam. Here, ons prys U dat U nie met Babel, die toring in Babel geritereer en uitgetree het nie. Maar dat U met Pinkster vir ons kom wys het, dat U die een is wat deur die Gees herstel bring. Dat U deur die Gees die een is wat eenheid bewerkstellig. Ons vra Here dat U ook vir ons opnuut sal bewus maak van ons eenheid as U geloofsfamilie.
al praat ons miskien verskillende tale, is die ding wat ons saambring, u liefde vir ons, wat ons dan dryf om vir mekaar lief te hê. Hierdie is u boodskap van hoop. En ons vra Here dat u ons opnuut sal bemagtig om die draers van hierdie hoop te wees. Ons bid in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons staan en kom ons sluit af met ons slotlied vir vanoggend. Glory be to God. Kom ons staan. Net 'n vinnige
stalkie, of wat met my gebeur het hiervoor vanoggend. Ek praat so van menslike vooruitgang en tegnologie en sagte ware, en soos ek praat toe, ek gebruik my tablet, toe sê hy, you need an update. Toe skop hy my uit, maar gelukkig het ek my foon gehad waarop ek ook my preek het. So terwyl ek hier met julle praat oor sagte ware, toe is myne nou nie op standaard nie. Gemeente, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan lewe as sy ligdraers, die warmte in die koue winter. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troos, die heling, die nabyheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons groet mekaar met die seënlied.